Hallo. In hierdie video gaan ons aangaan met Engels. En ons kyk nou spesifiek, so dis Engels eerste addisionele taal graad 9, maar die graad 7's en 8's kan ook iets daaruit leer, want dis die skryfwerkdeel en julle almal doen dieselfde. So ons kyk hierso na die skryf, writing. So ons begin met die eerste een is 'n dialoog. So wat jy moet onthou as jy 'n dialoog skryf, is dat so hierdie is die formaat hierso. So dis die naam aan die een kant met 'n dubbelpunt. En dan alles wat mense sê, dit moet so reg onder mekaar wees. So jy kan dit ek weet nie hoe jou party onderwysers is bietjie vassie. Wat jy as jy onderwyser nie omgee nie, kan jy dit aan die een in die kantlyn die name skryf en dan dit wat hulle sê. Of jy trek net vir jou so mooi netjies 'n lyn en dan skryf jy die name aan die een kant en dit wat hulle sê aan die ander kant. En die lekker ding hiervan is dis omtrent die enigste ding wat jy moet doen met formaat. So dis 'n lekker maklike een gewoonlik om te skryf. So kom ons gaan gou deur my notas wat ek hier geskryf het en dan verduidelik ek vir jou soos wat ons aangaan. Okay, so writing a dialogue is a good option because you usually need to use formal language. Wag, wat het ek hier gesê? Because you don't need to write formal language. So die maklikste ding om te skryf is goed wat nie formeel is nie. Want sodra jy formeel moet skryf, dan moet jy formele, hogere Engels gebruik. En dan is dit woordeskat en spelling en alles wat 'n probleem is. So as jy net iets skryf met jou ouers of jou vriende of so iets, dan praat ons mos baie gemakliker. En ons hoef nie groot fancy woorde te gebruik nie. So dis gewoonlik 'n goeie idee om enige iets wat informeel is. As jy 'n keuse het, kies daai. Okay, so here's a couple of things to remember that will help you write a better dialogue. Okay, so the vocabulary that you use must fit with the person. So think about how you speak when you speak to people. You speak differently from your parents and your teachers. So as jou ma praat of jou onderwyser praat, gebruik sy ander tipe woorde as wanneer jy praat. So in 'n dialoog, dink aan hoe praat daardie mense, nie hoe praat jy in jou kop nie. En dan die tweede punt hierso, put in emotion. So the reader needs to know how the characters are feeling by the words that they use. So ons kry nie baie inligting hier nie. Dis nie soos 'n beskrywing wat jy kan sê hoe jou karakters voel nie. Al wat ons weet is wat die persoon sê. So ons wil weet hoe voel hulle daaroor. So as iemand kwaad is, gaan hy nie noodwendig sê I am angry nie. Maar hy gaan sê why didn't you do your homework? Gaan hy skree in 'n harde stem. En daardie ekstra goedjies van hoe hulle praat, kan jy altyd in hakkies byskryf. Ek sal nou vir jou wys. Maar dink aan die woorde wat mense gebruik as hulle kwaad is anders as die woorde wat mense gebruik as hulle nie kwaad is nie. So gebruik daardie emosie. And then die volgende punt, keep to the topic. So don't waste time and words on saying things like how are you, I am well, and silly things like that. So pretend that the characters already said all of that when you start writing and just get straight to the point. So baie keer wil mens sê, hallo, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Hoe was jou middag? Het jy jou huiswerk gedoen? Nee, ek het nie. En dan begin jou storie.
Maar ek wil hê jy moet eerder fokus op dit wat die punt is van die onderwerp. So begin jou storie waar jy reeds vir mense gesê het, hallo, hoe gaan dit? En dan sê jy meer oor die actual onderwerp as daai ander klein silly goedjies. En om dit dan beter te kan doen, do the planning before you write. Ek moet dit hier byskryf. Want ek weet wat julle doen. Julle doen die beplanning na die tyd. Before. So, maar ek beloof jou, as jy eers 'n bietjie beplanning doen, dan gaan dit vir jou makliker wees om 'n beter storie te skryf. So kry eers net 'n idee. En ek weet julle dink aan beplanning as 'n mind map waar daar net sulke babbeltjies is. Moenie worry oor die babbeltjies nie. Al wat hulle wil hê, is hulle wil sien dat jy bietjie gedink het daaroor. En dan is dit makliker om iets te skryf wat 'n lekker struktuur het. So, wat ek nou gaan doen is, hier is nou die stappe wat jy moet volg wanneer jy skryf. So eerstens, so first get an idea of what the characters will say and how they feel. So jou beplanning hoef nie 'n lang ding te wees nie en dit hoef nie spesifiek eers in babbeltjies te wees nie. Jy kan ook net so maak. So hierdie is nou 'n voorbeeld van 'n pa wat kwaad is vir sy seun omdat hy nie sy huiswerk gedoen het nie. So, the dad, hoe voel hy? Angry. Why? Because the homework's not done. And then you're going to talk and you're going to say, oh no, but I didn't know there was homework. So you're making an excuse. En dan sê die pa, whatever, ek glo jou nie. So, dad doesn't buy it. Hy glo jou nie. En dan sê ek weer, now I'm trying another excuse. And my new excuse is, but I didn't have time. And now he's really angry. And dad starts yelling. And then I tell him the truth. And I'm saying, actually, I didn't do it because I feel very dumb because I didn't understand the work and I didn't want to ask people because I feel like an idiot. And then dad feels sorry for you and he helps you with your homework. All right. That is a good enough for planning because you've got an idea of what is going to happen and who is going to say what. I'll net gou kyk of ek hier iets nee, ek het dit by die diary gesit, maar nie by die dialogue nie. Kyk na jou woordtelling. En dan kan jy sien hoeveel woorde jy moet skryf en dan besluit waar gaan jy daai woorde sit. So byvoorbeeld, ek kan nie nou onthou hoeveel woorde jy moet skryf nie. Maar kom ons sê julle moet 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kom ons sê jy skryf 70 woorde. Wat is dit dan? Hierdie sinnetjie is 10 woorde. Hierdie sinnetjie is 10 woorde. Hierdie sinnetjie is 10 woorde. En dan is jy klaar by 70. So dis nie so bad nie. So kom ons kyk dan hoe ons dit skryf. So wat jy nou doen is nou skryf jy jou dialogue. So now you think about the words that your dad will use when he's angry. So try to picture your dad in your head when he's angry so that it's realistic. Want een van die goed waarna hulle kyk is dit realisties? So dink aan wat sê jou pa vir jou as hy vir jou kwaad is? En dan sê jy dit. Of jy kan dink dalk sê jou pa niks nie, dan sê jy fyn, wat sê my juffrou of wat sê my ma of my oom of een van my vriende se paas of wat ook al. Of iemand in 'n fliek of op 'n TV-series. Dink aan iemand en kry 'n prentjie van hulle in jou kop en dan dink jy, wat gaan daai dude sê? En dan skryf jy soos wat hy praat. So you can use things like this.
So omdat ons nie gevoelens mag sê nie of 'n beskrywings bysit nie, kan ons goed sê soos really? I don't know about that. So in plaas van om te sê I don't believe you, sê jou pa, really? And he stays silent. Ek sien wat ek nou gesê het. So, ek moet hierdie deel uithaal. Silently staring at me. So ons moenie sê he says nie, want 'n dialoog sê nie he says nie. Dit sê net sy woorde. Silently staring at me. So, ek sê nie wat jou pa sê net really en dan staar hy so. En dan sê hy I don't know about that. So ons kan sien, ons weet klaar wat hy dink. En dan het ek gesê nou 10 woorde. Kom ons kyk hoeveel woorde is hierdie nou. Kan ek sien? Hou aan, laat ek net gou so maak. So daai stukkie daar is klaar 10 woorde. So as jy 70 woorde moet skryf, dan is dit hoekom wil hy nou nie So as jy 70 woorde moet skryf, is dit 7 sulke sinnetjies en dan is jy klaar. Okay, en nou skryf jy jou dialoog neer. As jy iemand het wat vir jou lees of skryf, gewoonlik dan moet jy jou skryf hom eers self neer en moenie eers worry oor spelling nie. En dan gewoonlik alles werk so klein bietjie anders partykeer, maar dan gewoonlik as iemand vir jou skryf, dan skryf hulle dit oor vir jou. Of as jy dit net praat, laat hierdie persoon dit vir jou teruglees. So dis die derde stap. So die eerste stap skryf hy net, jy moenie eers worry te veel oor taal en so aan nie. En dan lees jy terug wat jy geskryf het. En as iemand vir jou lees, sê vir hulle, lees asseblief vir my hierdie storie terug. So, jy, nou skryf ek Afrikaans. So, read your story and make sure you didn't leave anything out. Okay, en ek weet dat om vir iemand soos ek en jy wat dysleksia het, te sê, gaan check jou spelling, is maar 'n stupid ding om te sê. Maar partykeer sien jy tog foute raak. Ek weet dit is moeilik, maar jy kan probeer. Maar eerder soos wat ander mense hulle spelfoute gaan soek, gaan kyk of jy taalfoute kan kry. Soos byvoorbeeld, het jy 'n punt aan elke sin? So ek gaan hierso gou 'n checklist maak van alles wat jy nou moet kyk as jy klaar geskryf is. Ek gaan dit hier onderskryf in apart. Okay. So. Wag, net gou oombliekie aan. Weet jy wat nou? Ek gaan hierdie in 'n ander video doen. Omdat ek wil hê as jy klaar is met want dit pas nie net by 'n dialoog nie. Dit gaan met elke skryfstuk. So, as jy klaar is met enige iets wat jy geskryf het en jy het nog tyd oor, gaan kyk na hierdie paar goedjies. En dan maak jy seker as dit ten minste reg is, dan kry mens meer punte. So ek gaan die video nou hier eindig en dan probeer dan voordat jy die dialoog skryf, gaan oefen 1 of 2, sodat jy gewoond raak daaraan en jy kan oefen watse tipe goed kan ek sê. En dan elke keer as iemand kwaad is, kan jy dieselfde sin gebruik. En elke keer as iemand gelukkig is, kan jy dieselfde sin gebruik. En dan het jy dit reeds ingeoefen.
en reeds die spelling geoefen, veral vir die van ons wat nie 'n scribe het of 'n leser het wat dit vir ons kan doen. So, sterkte daarmee. En dan kyk ons in die volgende video na 'n checklist van waarna jy moet kyk en die diary entry is dan ook in 'n volgende video. Goed, totsiens.